Baie dankie Dion, dankie vir almal van julle wat hier is. Ek weet dis die laaste sessie voor ons nou huis toe gaan. Gewoonlik is hierdie die graveyard shift soos hulle sê, né? Maar dankie dat julle hier is. Ons gaan 'n bietjie gesels oor mikrovlak. Ons het nou met 'n klomp aanbiedings geluister wat baie insiggewend en interessant was, wat op 'n makrovlak kyk na die ekonomie en beter geleenthede identifiseer en self na die handse en wat hulle daar gedoen het. En nou gaan ons afbeweeg na 'n mikrovlak toe. So as ons die mikrovlak bymekaar sou kon tel en dit as 'n globale konglomerasie van mikroeenhede sou kom sien, dan sou ons dan bereik wat ons gesê het op 'n makrovlak bereikbaar is. So ons sê vir mekaar, wat is dit dan wat op 'n mikrovlak 'n besigheid suksesvol maak? En dis wat ek doen. My wêreld bestaan uit om besighede te maak werk en om besighede suksesvol te maak en om sogenaamde omdraai strategieë en business reddings te doen wat ook al nodig is. Maar die meeste van die kere doen ons besigheidsoptimisering. Aan die ander woorde, ons maak goeie besighede net beter. Maar die beginsels daarvan is dieselfde. En ons is vandag besig om te kyk na die belangrikste goed wat ons gaan probeer bereik vandag, is natuurlik die verhoging van wins, die beter maak van jou span en die beskikbaar maak van jou tyd. So as ons alles kombineer na die basiese elemente toe waarmee entrepreneurs vandag sit, dan gaan dit oor wat is dit wat die besigheid eienaar mee worstel op 'n mikrovlak elke dag van sy lewe. Hy kan nie genoeg wins maak nie. Hy het nie 'n span wat na sy maatskappy kyk asof hy daar is nie, asof dit hy is nie, en hy maak nie genoeg wins nie. So tyd, geld en span is die 3 fundamentele probleme van enige onderneming. En ons sê vir mekaar, wat is dit wat ons dan nou vandag doen? Die manier hoe ons dit hanteer is met 2 verskillende metodologieë waarvan ek primêr op een gaan fokus vandag. En ek is geaffilieer by 'n maatskappy met naam van Action Coach. Action Coach is 'n internasionale groep maatskappye wat in 75 lande bestaan en wat inderdaad besighede wil bou om suksesvol te wees ten einde beskikbaarheid van tyd, geld en 'n span daar te stel. En waar kom ons daaraan? Afgelope 25 jaar is hierdie metodologie geformuleer en geïmplementeer in 75 lande deur meer as 1000 van hierdie coaches van ons. Ons is van reg oor die wêreld wat dieselfde metodologie gebruik. Op 'n hoër vlak beweeg ons na die sogenaamde gazelles omgewing toe of die scale-up tipe van tegnologie of 'n metodologie wat fundamenteel ontwerp en gebou is deur 'n ou met die naam van Vern Harnish, wat professor was by MIT en wat hierdie hele proses uitgebou het na, hy noem die sogenaamde mid-size market, die middelslagmaatskappye, waar daai metodologie dan van toepassing is om maatskappye te vat na die volgende vlak toe. En wat ek gedoen het in Suid-Afrika, ek het hierdie 2 metodologieë met mekaar ineengevleg en geïntegreer met mekaar en gesê, daar's tye wanneer sekere van daai beginsels op kleiner besighede van toepassing is, en daar's ander tye wanneer daai metodologieë van die geselsomgewing van die mid-size market sogenaamd op hulle van toepassing is. En jy sê daar's sprake van beide van hierdie wêrelde wat oorvleuel na mate jy groter word in jou maatskappy en na mate jy groei. En dan sê, wanneer is jy waar? Maak nie vir die entrepreneur regtig saak nie. Dit maak wel saak dat dit wat ons vir hom doen 'n impak het en vir hom werk. En implikasies het dat sy maatskappy kan skuil. En dit is wat ons probeer doen. So, in 'n nutshell sê ons mekaar dat die hele filosofie van Action Coach gaan oor world abundance through business re-education. Ek het baie jare op universiteit spandeer, ek was langer op universiteit wat ek op skool was, en ek het gedink, ek weet nou alles. Niemand kan my meer iets vertel nie. En ek was baie ontstel met myself toe ek besef het dat ek nie alles geweet het nie. En toe ek my heel eerste besigheid begin, was dit 'n totale mislukking. En ek sê vir myself, dis nie waar nie, kan nie wees nie. Hoekom moet my maatskappy misluk? Ek is dan veronderstel om alles te weet wat almal wou weet. Ek was 'n groot sukses in die koöperatiewe wêreld en ek het alles gedoen met die boeke sê, niemand kan my iets vertel nie, ek het hulle vertel wat om te doen, maar toe ek my eie besigheid begin, toe kom ek agter, wat 'n storie. Wat 'n klas het ek gebank? Ek het een van die klas nie bygewoon nie. Iemand het my gejok, somewhere in die stelsel. En ek het besef, my werklike opleiding het begin, toe ek nou besef het, wat het behels om daai maatskappy op die grond aan die gang te kry en te maak werk. En dis waar my 10 jaar in die woestyn begin het, ek gaan nou 'n bietjie oor praat. En my 10 jaar in die woestyn het my die lesse geleer wat ek moes geleer het, en wat niemand vir jou leer in die praktyk, in die teorie en die universiteitslewe nie. En navorsing en M-grade en PhD's, weet nie hierdie goed tensy hulle daar was nie. Nou, ek het die voorreg gehad om daar te kon wees en dis waar my lesse begin het. En dit begin by 'n besluit. Ons noem dit 'n lyn in die sand.
En as 'n mens daai besluit neem, dan begin dit hier. En ek sê vir mekaar, ek moes 'n besluit neem. Dit was 'n keerpunt in my lewe waar ek of daai kant of die kant van die lyn moet staan. En dis 'n besluit wat enige mens seker in sy lewe moet neem as hy die entrepreneursloopbaan of keuse maak in sy lewe. En ek was gekonfronteer daarmee met die euforie van 'n baie mooi suksesvolle verhaal in die koöperatiewe wêreld, maar toe ek my eie sakeman moes wees, my eie onderneming moes begin, moes ek kies. En die teorie is, as jy aan daai kant van die lyn staan, dan word jy geetiketeer met 'n sekere manier van dink, waar blame, wat jy Afrikaanse woord daarvoor, te beskuldig en ander mense te verantwoordelik te hou daarvoor, redes te vind waarom dinge nie gewerk nie, en te ontken dat jy sekere probleme het. Dis daai kant van die lyn. Ek kan dit my lewe maak, en die gevolg van daai proses is dat ek is 'n slagoffer van my omstandighede, of dit nou van die ANC-regering is, en of dit nou van die politieke omstandighede is, of van die resessie is, of van die landse omstandighede, doesn't matter. Ek is 'n slagoffer. Ek moet 'n keuse maak. Gaan ek daarmee deel? En ek gaan heeltyd redes op dis waarom dit nie kan werk nie, waarom my besigheid nie suksesvol is nie, en ek kan op geen manier vir myself 'n slag uitmaak waarom ek hier moet bly nie. Maar as ek daai kant van die lyn gaan staan, dan verander die storie. Dan neem ek eienaarskap en verantwoordelikheid van die omstandighede wat is. Dit is wat dit is. En ek moet daarmee deel. En dis 'n keuse wat ek moet maak, en wat my span moet maak, en wat my maatskappy moet maak, en almal in my onderneming moet daai keuse maak. Saam met my. Want die manier hoe ek iemand aanstel, wat aan hierdie kant van die lyn is, en my span mense wat saam met my werk, wat hierdie kant van die lyn is, word op 'n ander manier bestuur, en op 'n ander manier hanteer, as mense wat aan daai kant van die lyn is in my organisasie, of in my familie, of in my omgewing, my netwerk, my professionele omgewing. Moet ek heeltyd kies, waar is die mense met wie ek wil assosieer? Want daai mense het 'n oorwinnaarsmentaliteit. En ongeag wat is, ek moet daarmee deel. En dis waarom ek sê, daai omgewing bestaan uit my fokus op die uitsette resultate. Ek het nie 'n keuse nie. Dis wat dit is. Daai is die keuse wat ons moet maak, elkeen van ons. En elke ou in my span moet daai keuse maak. Nou kom ons dink aan ons besigheid. Ons besigheid is iewers in die situasie waar ons is, in 'n situasie waar ons gedryf word deur omstandighede, en ons is net eenvoudig mense wat slagoffers is van wat gebeur met my. En my besigheid bestuur my. Of ek neem beheer van daai besigheid omstandighede en ek bestuur dit. En as ek daai besluit neem op 'n mikrovlak, dan verander my wêreld. Want ek is iewers tussen hierdie twee pole. En as ek 'n rekenmeester hoed opsit, dan sê ek vir myself, ek soek altyd na die formules, ek soek na nommers, want ek, happy place, my nommers is my happy place, my gelukkige plek, my gemaksone is in nommers. En ek verkies dinge wat vir my verdedigbaar is by wyse van formules. So ek soek toe na die formule vir lewenssukses. En om dit vir my sin te maak, het ons omgeskakel in 'n formule. Want dit maak vir my sin. En ek kom toe agter, een of ander ou het hier ding genoem eendag, en ek het dit gemodifiseer om vir my te werk. Naamlik, die formule vir lewenssukses gaan daaroor, wie is ek? Wie is ek? En dan sê ek vir myself, wat doen ek? En as ek sê, met wie meng ek? En daai 3 elemente van my lewe sal uiteindelik bepaal wat ek bereik in my lewe, wat ek gaan hê, nie noodwendig materieel nie, maar wat ek gaan hê in terme van nalatenskap, wat ek gaan hê in terme van 'n erfenis, wat ek vir my mense los, wat die waarde van my maatskappy gaan wees. En ek sê vir myself, om dit te doen, moet ek met myself begin en sê, wat is dit wat ek is? Hoe moet ek beter wees
in wat ek is. 'n Beter leier, 'n beter pa, 'n beter ondernemer, 'n beter visionêre persoon, 'n beter inspireerder van my mense, 'n beter strateeg op watter gebiede ook al dan. Maar dan moet ek ook kyk na wat ek doen. Doen ek die regte goed reg? Ek kan 'n klomp boeke lees en 'n klomp ouens luister, maar doen ek die regte goed nou? En met wie meng ek? En daai 3 goed uiteindelik sal kulmineer in wat jy bereik. En toe my kinders nou jonger was, my oudste seun is nou 'n prokureur. Toe hy jonger was, sê ek vir hom, "Seentjie, verstaan vir my een ding baie mooi. As jy uithang met die moegoes eendag en jy 'n moege word, neem kennis. Jy kan nou slim dinge doen en vir my allerlei redes gee waarin jy as jong tiener seker goed moet doen, maar onthou, die beperking van jou lewe gaan wees die mense met wie jy omgaan. En in die sakewêreld is dit nie anders nie. Die mense met wie jy meng, die sakemanne met wie jy skouers skuur en by wie jy leer, die assosiasie wat jy gaan hê in jou sakewêreld, het dieselfde implikasie as dit. Goed. Dan gaan aan, wat is dan die definisie van 'n suksesvolle besigheid? Ons almal wil 'n suksesvolle besigheid hê. Aan die ander wyse, ons wil baie geld maak. Ons wil baie tyd hê. Maar aan die einde van die dag is ons definisie van 'n suksesvolle onderneming is maar eintlik 'n besigheid wat op die ou end sonder jou kan werk. Nou dis 'n mondvol. A commercial and profitable enterprise that can run without you. 'n Besigheid wat kommersieel en lewensvatbaar is en wat winsgewend is, wat uiteindelik sonder jou kan werk. Nou hoe op aarde is dit moontlik? En ek hoop om jou vinnig deur die basiese proses te neem van hoe om dit te doen. Maar dit is inderdaad moontlik. Ek gaan vir jou wys aan die einde is daar 'n paar skyfies wat ek vir jou wil wys waar presies dit bereik is. Trouwens van hulle is uitstallers hier vandag. So, wat is sukses eintlik? En ek sê toe my storie met my besigheid begin het, was die vraag: wanneer is jy nou suksesvol? En hoe gaan die pad lyk? En ons almal gedink dit gaan so iets lyk. En as ons 'n onderneming begin en 'n besigheid begin, dan sê ons vir mekaar: "Wow, ek sien uit na die volgende tyd, X-periode. Ek gaan hier begin en ek gaan oor tyd daar eindig." Dit is fenomenaal interessant. Fenomenaal. En ek kan nie wag nie en ek was so entoesiasties. Ek staan soos 'n perd wat vir die July hardloop. Maar toe ek die journey begin, toe kom ek agter eintlik is dit die journey. Eintlik is daai die pad van sukses. En daai was my 10 jaar in die woestyn. En ek sê, why did this happen to me? Ek het gedink ek weet alles. Ek moes nie hierdie foute gemaak het nie, maar ek het nie geweet nie. En daai was my 10 jaar wat 1 jaar kon gewees het. En ek was kwaad. Ek was regtig absoluut kwaad. Nog was dit 'n BE transaksie, ek het 'n BE deal gehad. Wat 'n fiasco. Nou, ek weet nie of julle al met BE die mekaar was nie, maar in daai jaar, in die jaar 2000, was dit vir my 'n probleem. En al die regte redes en teorie gegeld. Maar op die grond het dit nie gewerk nie. En ek het besef, ek moet iets verander in die manier hoe ek dink. En weer eens het ek besef, maar ek kan vir my net sin maak uit die veranderlikes uit, as ek dit vir myself in 'n formule probeer sit. En die volgende formule wat my lewe verander het, was die volgende een. Ek het daai formule te laat in my lewe besef. Want jy sien, as ons hierdie formule verstaan, dan maak die besigheidswêreld en die lewe as sodanig sin. Kyk gou daarna. Ons sê vir mekaar dat die eerste D is my level van ongemak, my vraagteken rondom dit wat ek nie mee tevrede is nie. Die tweede een gaan oor wat kon dit gewees het? As ek nou weet ek is ontevrede met my huidige situasie, wat kon dit gewees het? En nou is daar 'n gaping. En daar is die gaping. En as ek die gaping verstaan, dan sê ek, okay, fine. Ek het nou 'n mate van beheer of perspektief oor my gaping. Wat moet ek met my gaping doen? Ek moet iets daaromtrent doen. En as ek verstaan wat ek moet doen rondom my die gaping, dan moet dit vergelyk met die weerstand om dit nie te doen nie. Wat? Ek het 'n besigheid wat nie wins maak nie. Ek wil 'n besigheid hê wat wel wins maak. Wat is dit wat ek daaromtrent moet doen?
En ek vergelyk dit met die rede waarom ek dit nie moet doen nie. En ek besef, dis nie noodwendig in besigheid so nie, dis in alles in die lewe so. Dis so in verhoudings. Dis so in huwelike. Dis so in die sakewêreld. En dis so wanneer jy 'n kar koop. My dogter doen ballet. Sy is nou 16 jaar oud. En ek love dit om saam met haar te gaan ballet toe gaan, want dan kan ek doen, terwyl sy ballet doen, kan ek doen wat ek wil doen. En ons kom maar by 'n plek aan en ons gaan kyk na karre, terwyl sy nog 'n paar oomblikke het voor sy kan gaan ballet doen. Ons loop al by 'n karplek in en ek sê vir haar, "Jesus, kom kyk na hierdie kar. Ek het nog nooit hierdie kar gesien nie. Ek het nog altyd gehoor van hom, was die kar van die jaar. Ek wil graag sien hoe lyk hierdie kar." En die ou begin met my gesels, ons begin gesels oor hierdie kar en die nuwe tegnologie. Ek hou van gadgets en ek hou van allerlei goeders, jy weet. En ons kyk na die kar en dis indrukwekkend hoe hierdie kar lyk. En wat gebeur is, die ou vra my wat bestuur jy op die oomblik? Ek sê van nee, daai ou Jeep wat daar staan. Ek hou van my Jeep en ek is 'n Jeep fan en ek hou van my Jeep. En in die gesprek begin hierdie ongemak ontstaan met my Jeep. Ek het geen ongemak gehad nie. Ek was baie gelukkig met my Jeep toe ek aangekom het. Maar soos vir die gesprek ontstaan en ek word blootgestel aan alternatiewe, ontstaan daar by my 'n ongemak hier onder in my bewussyn. En nou mate ons hierdie proses verder vat en ek begin met hierdie nuwe kar ry en toetsbestuur en sien hoe parkeer hy homself, doen wat hy moet doen, hoe meer besef ek, wow. Daar's inderdaad 'n gaping. En die dame sê vir my, meneer Ferguson, kom sit hier gerus, ek gaan met jou vinnig gesels, terwyl ek met die bank praat om te hoor of jy voorlopig goedgekeur kan word vir finansiering, drink 'n koppie koffie en geniet 'n skon of een van iets om te eet, ek is nou terug by jou. En 'n halfuur kom sy terug en sê, meneer Ferguson, baie geluk, jy is voorlopig goedgekeur vir finansiering, as die bank jou goedkeur en natuurlik, jy weet, al jou state en goed nagaan, maar in beginsel stem hulle saam om jou te finansier. En Erin, my kind, sê vir my, papa, dit sal lekker wees om met hierdie kar skool toe te gaan. En ek besef, ek is nou daar. Ek is nou daar waar ek vir myself moet sê, waarom ek dit nie wil doen nie. My kar is 9 jaar oud, hy het baie instandhouding nodig, hy swaar op diesel en al die ander dinge wat daarmee gepaard gaan op rasionele vlak. En ek moet nou vir haar sê, waarom wil ek dit nie doen nie? En ek besef, hierdie is wat verkope is. Dis verkope, dis die formule vir verandering. En dis die manier hoe ek oor my besigheid dink en ek besef, that's life. Dis wat dit is. En ons moet dit verstaan en herken wanneer ons daarmee te doen kry. Maar toe dit my tref in die volheid oor hoe ek oor my besigheid dink, toe besef ek het iets gemis. Want om my besigheid suksesvol te maak, dink ek moet 'n goeie omset hê, ek moet goeie wins hê, ek moet goeie dividende kan verklaar of ek moet kan my lewe lei en die goed betaal wat ek moet betaal. Dis die oogmerk van my besigheid. En toe ek besef, dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Want die rede waarom ek my besigheid dryf en geskep het aan die begin, was uiteindelik om waarde te vestig. Om my besigheid se waarde te vermeerder. Natuurlik is dit 'n funksie van die veranderlikes, maar wat ek probeer sê is, as ek met die oogklappe van my besigheid kyk na wat is my omset en my wins en my vaste koste en my bruto winspersentasie, dan is dit baie mooi. Maar as dit nie waarde in my besigheid as 'n bate toevoeg nie, dan mis ek die punt. Want daar is nie 'n beter en 'n groter, belangriker besluit wat ek neem as om 'n bate te bou wat my maatskappy is nie. En 'n mens neem korttermyn besluite wanneer jy nie daai perspektief het nie. En jy sit in jou besigheid en kyk op maniere wat net korttermyn is. Maar as ek besluite moet neem oor wat is dit wat die waarde van my besigheid gaan vermeerder, dan kom ek agter, Jessie, ek het 'n paar dom besluite geneem. En dieselfde formule vir veranderinge was daar van toepassing. As ek die besluit gehad het, die perspektief gehad het van wat is die waarde van my besigheid, het ek 'n klomp dinge anders gedoen. En as ons mekaar sê, wat is die effektiewe implikasie daarvan? Dan kom ons agter dat baie maatskappye weet nie wat is hulle waarde nie. Weinig maatskappye waarmee ek werk, weet wat is hulle werd. As hulle vandag 'n koper sou kon kry, 'n ou van die Midde-Ooste, een van 'n ryk sjeik kom hier met 'n tas vol geld. Hoeveel geld sal jy wil hê vir jou besigheid en hoe kan jy dit motiveer?
En dan besef ek, as dit so is, dan is ons besig om die verkeerde goed te meet. Ek moet dus die goed meet, wat operasioneel belangrik is, maar ek moet ook meet, wat is die waarde implikasie daarvan op my besigheid, sodat ek 'n 10x of 'n 5x of 'n 4x of 'n 3x maatskappy bou. As my waarde vermeerderingsproses beteken dat ek 'n waarde bou van 10 keer of 5 keer my netto wins EBITDA of earnings before interest and tax, dan is dit 'n ander besluit. Dan neem ek baie meer langtermyn besluite. En dis waarom maatskappye wat op die beurs noteer agterkom, dis nie noodwendig die beste ding gewees nie. Want hulle word gedwing om korttermyn te kyk. En nou bring ons dit van toepassing, hoe maak ons dit nou om maatskappye werk? Klein maatskappye, medium size maatskappye. Dis wat ons doen vandag. En ek sê vir mekaar, die 6 stappe wat ons nodig het om dit te doen, begin by sogenaamde, ons noem dit mastery, maar dis die vlak van vaardigheid wat fundamenteel is voor ons kan dink om die maatskappy te groei. In die 6 stappe, die eerste stap in die 6 stappe is die sogenaamde fase waar ons chaos elimineer. As ek 'n vlak van vaardigheid ontwikkel in my maatskappy om konsekwent te kan lewer wat ek moet lewer, dan eers kan ek beweeg na die volgende vlak toe, wat ons dan die niche-mark noem, die niche-gedeelte van my omgewing. En ek sê vir mekaar, in hierdie omgewing kan ek regtig 'n vlak bereik waar ek meer met 'n goeie mate van vertroue 'n kontantvloei kan projekteer op die strategie en maniere hoe ek dit doen. As ons dit bereik het, dan eers kan ek beweeg na die optimiseringsvlak toe, wat sogenaamde stelsels en operasionele prosesse betref. Die gevolg waarvan, of die effektiwiteit wat ek dan gebruik, is om die span te bou en aan mekaar te sit. En wanneer die span bestaan eers, dan kan ek nou my vlak bereik waar die maatskappy sonder my werk. Want op hierdie vlak, nou eers kan die maatskappy sonder my werk. Want nou het ek 'n span wat na die maatskappy kyk deur die stelsels wat ek gebou het en die operasionele prosesse gebou het, wat ek getoets het en bestuur het en seker gemaak het dit is geoptimiseer op 'n marksegment wat ek weet my winsgewend is en om op 'n konsekwente basis die vaardigheid te hê om te kan lewer aan my kliënt. Nou beweeg ek in 'n vlak in waar die maatskappy sonder my kan werk en ek het 'n passiewe inkomste en ek sê ek is fine. As ek dit met een maatskappy kan doen, kan ek net sowel met die volgende maatskappy doen. Want die een maatskappy wat ek kan doen, hoekom moet ek hom verkoop? Die waarde in my maatskappy is slegs daar as ek myself uit hom uit verwyder. As ek die grootste ou in my maatskappy moet wees en die slimste ou wat alles weet en almal wat my kom vra in my maatskappy, het my maatskappy geen waarde nie. Wat jy sien? As ek my maatskappy verkoop aan Pietie, dan gaan Pietie nie betaal om my daar te hou nie. Hy gaan my betaal om my te kry. En as Pietie die maatskappy wil hê, dan moet ek aan geld maak met die maatskappy sonder dat ek hoef te wees. So ek moet myself verwyder uit die maatskappy uit ten einde die waarde van die maatskappy te vermeerder. Kan jy dit glo? En toe ons dit nou vir mekaar sê, toe besef ons mis die boodie die hele tyd. Ek moet myself dus in 'n plek kry waar my span die prosesse volg wat ons gedefinieer het en wat eksakt dit uitvoer. Op 'n marksegment waar die winsgewendheid gekies is en geselekteer is, soos wat ons aangaan, sodat ek nie daar hoef te wees nie, sodat ek met die tweede besigheid of die derde besigheid kan aangaan terwyl dit gebeur. Nou begin ons gesels oor die makroekonomiese vlak. Maar tot dan is ek die slimste ou in die pakkie en ek wil dit nie wees nie. So waarde word net toegevoeg wanneer ek myself uit die verhouding uittrek en sê, daar is die maatskappy, dis 'n geldmaakmasjien. Nou kan iemand dit koop asseblief vir 10 keer die wins van 'n jaar se wins. Vir 10 keer die prys van die jaar se wins. So ons sê vir mekaar, dan begin die prentjie sin maak. Nou as ons vinnig na die goed kyk, ek wil nie te veel tyd spandeer daaraan nie, maar ons kyk na die vlak van vaardigheid, van basiese vaardigheid en ons sê vir mekaar, wat behels dit presies? Dit gaan daaroor dat hierdie maatskappy fundamenteel op 'n konsekwente basis moet kan lewer. In die 4 areas van vaardigheid lê primêr op waar is ek nou, waar wil ek wees? Rigtinggewend. Ek is nou hier. Ek wil daar wees. Onthou jy die formule die formule van sukses? Ek is ongemaklik met my huidige situasie. Ek wil graag daar wees sodat ek my visie kan volvoer. So daai gaping wat ek moet voltooi.
Ek is nou hier, ek is R100 werd, ek wil graag R1000 werd wees oor 10 jaar. Die tweede een gaan oor my finansiële vaardigheid. Basiese finansiële vaardigheid is nie 'n opsie nie. Is 'n vereiste. Jy moet elke nommer wat belangrik is in jou organisasie moet jy ken en verstaan uit jou kop uit. 2 uur die nag moet jy kan weet, dis dit en dit en dit. En dis my verhouding, dis die implikasie en die veranderlike waarop gaan toepassing gaan wees. Dan moet daar natuurlik die volgende veranderlike gaan oor tydsbestuur. Hoe effektief is my tyd? Want ek het net soveel wat daarvan. Ek kan nie bekostig om tyd te spandeer en goed, wat vir my nie winsgewend is, of wat nie vir my waarde toevoeg in my lewe nie. So my keuse waarop ek my tyd spandeer is fundamenteel. En dan sê ons vir mekaar, hoe konsekwent kan ek aflewer wat ek sê ek gaan aflewer? En hoe konsekwent kan die mark aanvaar dat my handelsmerk bekend voor sal staan as synde 'n handelsmerk wat op hierdie terrein, op hierdie vlak lewer en wat die waarde daarvan vir mekaar sê en algemeen erken word. Daar's 'n hele proses wat ons volg hoe om dit te doen, maar in die lang en die kort beteken ons doen 'n besigheidsplan waar ons hierdie goed dokumenteer en vir mekaar sê. Ons het 'n proses ontwikkel waar die besigheidsplan eintlik so eenvoudig is en ek het nou net met die entrepreneurs wat nou die kompetisie gewen het met hulle gepraat. Ek het hulle laas jaar geborg en ek borg hulle weer hierdie jaar om hulle klein sakemannetjie besigheidjies wat hulle vandag hier tentoongestel het te bou en te verpak met 'n besigheidsplan wat vir enige normale besigheid sou geld. Aan die ander kant bou 'n besigheidsplan wat jy na 'n bank toe kan neem of 'n belegger toe kan neem en sê doen vir my 'n waardasie op my besigheid of ek het aansoek vir finansiering gedoen, ek het nodig om dit en dit te doen. En nou is dit gedokumenteer met 'n volledige inkomstestaat, 'n balansstaat en 'n kontantvloeistaat met 'n 5 jaar projeksie. En ek sê as ons vir groot mense dit kan doen, kan ek dit sou vir kinders dit ook doen. En ek sê dit is wat ons probeer bereik. En wanneer ons na Money Mastery kyk of die sogenaamde finansiële vaardigheid, dan kom dit tot baie keer 'n skok dat ons nie weet waar ons gelykbreekpunt is nie. Hierdie is die gelykbreekpunt analise finansiële bestuur 101. Ons sê vir mekaar, ons weet nie waar my gelykbreekpunt is nie. Selde kry ek ondernemings wat presies vir my kan sê op dag 15 of dag 17 of op dag 28 breek ek normaalweg gelyk nie. Of op hierdie maand het ek op dag 31 gelyk gebreek. In fact, volgende maand gaan ek eers op dag 33 gelyk breek. Dan die moeilikheid. So ons sê vir mekaar, as ek nie weet wat my volume moet wees voor ek gelyk breek nie, wat weet jy? Wat moet my span weet om in die maatskappy se aktiwiteite so te rig dat hulle wel sy gelykbreekpunt bereik? En hoe om dit te maksimeer? Maar wat niemand vir my kan sê nie. Nog nooit het ek 'n maatskappy vir my gekry wat vir my kan sê wat is hulle kontant omset snelheid nie. Want jy sien, ons rekenmeesters word opgelei om jou vertel wat is jou sales cycle of jou sogenaamde verkoopsomsetsnelheid en jou voorraad-omsetsnelheid en hoe lank dit my vat om af te lewer en hoe vinnig my debiteure vorder. Maar niemand het nog ooit gedink aan die totale siklus nie. En ek sê, meneer die rekenmeester, regtig, jy weet mos nie goed. En as jou rekenmeester jou nie help nie gaan vra hom. Want hy kan. En ek sê, as ons nie verstaan hoe lank het my vat om R10 te belê voor ek my R12 in die bank terugkry nie, dan is ek die bank. Ek is die bank, opgewonde, ek kom so die tafel om. So, as ek is die bank vir die ander ou, ek is die bank vir die kliënt. As ek nie hierdie goed verstaan nie. Want as ek in 'n komplekse omgewing werk, of ek het 'n komplekse oplossing wat ek lewer, en dis lang verkoopstye, siklusse, en ek moet dit dan gaan maak en vervaardig soos in programmering, dan moet ek dit aflewer en implementeer, en dan vat dit my nog hoe lank voor ek die geld kry. So in daai hele periode, meneer, moet ek die hele proses finansier. Daar's 'n fundamentele probleem in ons model. As ons nie hierdie goed bestuur nie. En dan verander die hele storie. Nou kan ek 'n maatskappy wat in 'n business reddingssituasie is, of 'n business omdraai strategie moet doen. As ons hierdie goed begin bestuur, dan kom die storie altyd van, julle ken almal Dell Computers. Dell Computers baie bekende rekenaar maak. En in 1991 was daar 'n ou met naam van Tom Meredith.
Tom Meredith in 1991 aangestel as die finansiële direkteur van Dell Computers. Hulle was nog steeds gebaseer in Austin in Texas. In 'n baie stadium was die omsetsnelheid van kontant aan 'n maatskappy 63 dae en hulle was in die moeilikheid. Hulle kon nie oorleef nie want hulle te vinnig gegroei wat gewoonlik gebeur met maatskappye. As jy te vinnig groei, dan loop jy kontant uit. En toe Tom Meredith aangestel as die finansiële direkteur van Dell Computers 1991, was daai ding 63 dae en hy het een ding gedoen in 10 jaar wat hy daar was. Hy het gesê ek gaan hierdie faktor verbeter, want dit is al hoe ek myself uit hierdie posisie kan uitkry. En het aangestel met die beginsel om te sê, maar ek gaan probeer om daai periode te verminder. En in 2001 is hy toe op sy kontrakperiode beëindig. Hy is nou vandag 'n konsultant in Amerika. Maar toe hy weg is uit Dell Computers uit op by stadium in 2001, toe was die omsetsnelheid of die cash conversion cycle van Dell Computers was toe minus 21 dae. En Dell Computers alleen omgedraai omdat hy die totale periode met 84 dae verminder en verbeter het. Waar hy nie meer optree as die finansierder en die bankier van sy kliënte nie. Die geld eindig in sy bank voor hy 'n sent spandeer. En hy die model verander en stelselmatig die proses begin implementeer om hierdie ding te verminder en op daai manier het hy uiteindelik Dell Computer omgedraai. Anders was Dell Computer vandag nie daar nie. En ek sê, as ons na ons besighede vandag kyk en ons wil loskom van die staat en van die bankwese in sy huidige tradisionele vorm, moet ons begin intelligent dink en gaan al die vorige sprekers ondersteun wat dit gesê het. Ons moet begin anders dink oor hoe ons besigheid se model het en implementeer. Ons moet anders dink oor die manier hoe ons besigheid doen. Die volgende een gaan oor tydvaardigheid. Ons verstaan nie altyd hoe belangrik tyd en hoe effektief tyd is, belangrik dit moet wees nie. Ons is besig om met mense te werk wat 'n klomp dele van die dag op Facebook is of op LinkedIn of op Instagram of so aan en ons sê vir mekaar, waar gaan die effektiwiteit heen? En ek sê nie ons moet dit nie doen nie. Hang van jou kultuur, maar ek sê tyd is die enkele hulpbron waarin ons nie 'n oormaat van het nie. In jou tyd, baie spesifiek, juis nie. So time mastery of tydvaardigheid gaan oor hoe om te onderskei tussen belangrike en dringende goed. Ons verwys hier na die 7 gewoontes van suksesvolle manne van Stephen Covey. Ons praat van urgent and important. Wat is belangrik en wat is dringend? En ons sê vir mekaar, ons moet kom by die punt waar ons kyk na wat is dit inderdaad wat ons wil bereik. Werk aan die besigheid beteken ek werk aan die not urgent but important zone, die nie belangriker, die nie dringende, maar die belangrike goed. Dis waar ons wil wees, sodat ek aan my besigheid kan werk, en nie in hom nie. En dan as ons kyk na hoe konsekwent ons kan aflewer, dan gaan dit oor, dit is die fundament vir goeie groei in my maatskappy. En daar is 'n lang storie, Jim Collins het 'n boek geskryf, 'n paar, maar een van sy boeke gaan oor Great by Choice, en hy het 'n verhaal vertel van Roald Amundsen en Robert Scott, wat in 1911 in 'n tweestryd gewikkeld was oor wie sou in 1911 die eerste keer die Suidpool bereik. En het navorsing gedoen oor die maatskappye in Amerika oor 'n periode van 10 jaar, maar langs toe die kort te maak, het hy die analogie gebruik en gesê, Roald Amundsen, wat die koning van Noorwe verteenwoordig het inderdaad navorsing gedoen oor hoe om te oorleef in die eisige omstandighede op 'n 14 maande te voet reis om die punt te bereik, om die Suidpool eers te bereik, en dan in 14 maande terug, so hy moes vir 28 maande oorleef. Hy in sy hele ekspedisie. En hoe hy dit gedoen het, en hoe hy dit beplan het, en 3 jaar voor die tyd, saam met die Eskimo's geleef het, om voor te berei, en gesien het maar, wat moet gedoen word, sodat hulle hierdie proses kan oorleef, hoe moet hulle navigeer in 'n tyd waar jy nie jou hand voor die oë kan sien nie, so in die ergste van die sneeustorms, hoe om te leef hoe om vis te soek onder die ys. En hy het genoem die 20 mile march, die 20 myl reis wat ek moet doen.
En almal van hulle het gesê, hulle onderskryf die beginsel van die 20 myl reis. En hulle het gesê, ons sal elke dag 20 myl vorder. Ongeag die weer, ongeag die omstandighede, ons onderneem teenoor mekaar, dat ons nie sal afwyk van daai beginsel om 20 myl op 'n dag te vorder nie. En die beste van weer, en die slegste van weer, doen ek 20 myl. Ononderhandelbaar. En toe hoor Robert Scott daarvan en die magtige koningin van Engeland sê, maar ons kan dit beter doen. Ons gaan julle wys. En Robert Scott sê, ons kan net in die dae wanneer dit goeie weer is, vorder, maar dan doen ons sommer 60 myl op 'n slag. En ons sal dit maklik wen. En toe dit begin doen, toe kom hy agter, in die dae wat hy moet reis, of trek, of beweeg, is die vereistes aan sy mannegroep en sy hele ekspedisie so groot, dat as daar die volgende dag weer goeie weer is, dan moet hy weer 60 myl doen. En die derde en die vierde dag moet hy 60 myl doen. Dan kom maar slegte weer. Dan kan hulle nie kamp bly vir 2 of 3 of 4 of 5 dae. Dan op 'n stadium as hulle weer 60 myl moet doen, dan het hulle nie meer krag nie. Dit begin siek word. Kan nie oorleef nie. Noodloos om te sê, 14 maande later toe Roald Amundsen en sy ekspedisie by die Suidpool kom, het hy sy vlag gehuis en gesê, groot is die koning van Noorwe. En op pad terug te kry die hele ekspedisie van Robert Scott dood in die sneeu. Julle ken die verhaal. En wat Jim Collins te doen is, hy sê, hierdie is 'n analogie. Hoekom met maatskappye in Amerika in 'n 10 jaar periode, wanneer daar 'n ongelooflike kompetisie is in die lugvaartbedryf, hoekom is Southwest Airlines al die ander maatskappye in die Amerikaanse lugdiens uitoortref, beter uit hulle presteer? Hulle is 'n laagkoste lugredery wat baie soos Kulula is wat ons nou vandag ken in Suid-Afrika. Wat net direkte vlugte neem van Austin na Houston toe, van Houston na Dallas toe, van San Antonio af na Austin toe en vice versa. En hulle vra $35 'n trip. Hoe is dit moontlik dat daai maatskappy vandag sy netto batewaarde meer is as al die ander lugrederye in Amerika saam? En hy vergelyk dit met die hele storie rondom Roald Amundsen in die trip na die Suidpool toe. Want hulle het vir mekaar gesê, ongeag wat die omstandighede, menere, in hierdie maatskappy sal ons tussen 20 en 30% 'n jaar groei. Ons sal nie meer as 30% groei nie, maar ook nie minder as 20% nie. Want as jy vinniger as 30% groei, dan beteken dit dat die hulpbronne te veel uitgeput word, te veel druk op jou prosesse en jou sisteme en jou mense in die opleiding wat moet gebeur, te veel druk op jou kontantvloei. Daarom wil ons dit vermy om vinniger te groei as 30%. Maar ons sê ook vir mekaar, ons sal nie minder groei as 20% nie, want dis die minste wat ons meer bereid sal wees. En oor 'n 10 jaar periode het daai strategie vir Southwest Airlines so suksesvol gebleik te wees, dat hulle vandag gaan terugkyk, en dit is in 43 state in Amerika waar hulle direkte vlugte doen. Geen hub and spoke model nie. Reguit vlugte na mekaar toe. Laagkoste. Jy kan nie bespreek vir jou sitplek nie, as die vliegtuig stop, gaan die deure oop en jy klim. First come, first serve, as jou sitplek oop is, vat jy hom. As hy nie oop is nie, vat daar nie een. Maar om koste laag te hou, noem het lots of flights, low fares, lots of fun. Is die 3 primêre handelsmerk beloftes, noem het handelsmerk beloftes, né? Brand promises. Die handelsmerk beloftes gaan oor low fares, lots of flights, lots of fun. Dis dit. En niemand kom met hulle kompeteer nie. So ons sê vir mekaar, daai consistency, die vermoë om konsekwent te lewer, het hulle die waarde gegee in hulle handelsmerk om presies dit te doen. Maar kom ons gaan verder, ons gaan nou na die nuusgedeelte toe, en dis waar die hele 5 maniere van winsvermeerdering inkom, en ek wil dit met julle deel. Hier is die belangrikste element van hierdie aanbieding, en dit gaan hier oor die punt waar ons sê, ons kompeteer nie op prys nie. Baie kere is ons gedwing om in prys te kompeteer, en dit is in 'n mate so. Maar as ons op 'n stadium 'n punt bereik waar ons sê, wat is dit wat ons doen om onsself te diferensieer in die mark? Waar ons anders is as die kompetisie, op ons uniekheid. Dan sê ons mekaar, ons moet dit verstaan.
Ons kan uniek wees op 'n manier, maar as ons dit nie kan waarborg nie, het dit eintlik geen doel nie. Ek moet my uniekheid kan waarborg. En toe ek met van hierdie maatskappye saamwerk, wat nou al saam met my die pad geloop het, daar's 'n bepaalde waarborg wat hulle lewer aan dit wat hulle uniek maak. Op so 'n manier dat hulle aggressief is daaroor. Ons maatskappy wat borduurwerk op klere doen vir die corporate-mark. Ons sê vir mekaar, as jy na daai industrie kyk, dan kom jy agter die industrie se algemene gemiddelde tyd van lewering is omtrent 2 weke. En toe met my maatskappy werk en vir hulle sê, hoorie, Hanlie en Mias, kom ons praat 'n bietjie met mekaar. Wat is dit wat ons kan doen? En hulle kom agter dat vir die afgelope 9 jaar alreeds hierdie goed binne 48 uur gelewer. En hulle begin die waarborg formuleer en sê, meneer, as jy goed by my bestel en kry dit nie binne 48 uur nie, gee ons jou geld terug. Skrik hulle bors dood. Fergus, ons moet begin afsluit asseblief hoor. En toe ons vir mekaar dit sê, toe sê ons, okay, ons moet dit nou verpak op 'n manier wat sin maak. En toe dit begin gebeur, ek gaan net hierdie formules aan deurgaan. Ons almal weet, wat is die hoeveelheid kliënte wat ons het in 'n maatskappy, reg? Ons weet hoeveel kliënte ons het. En ons weet hoeveel wins ons maak en ons weet wat ons inkomste is. Maar die punt is, daai goed is afgeleides. Dis nie die oorspronklike plek waar die probleem lê nie. As ons vir mekaar sê, dis die inkomste en ons weet wat my revenue is, wat my inkomste is, dan sê ons vir mekaar, great. Ons weet wat ons revenue is, want dit staan op die inkomste, reg? Hoe vermeerder ek dit? En as ek weet wat my inkomste is, en ek weet wat my wins is, dan sê ek, great. Weer nie, dit is afgeleide. En ons sê vir mekaar, ek weet hoeveel kliënte ek het. As ek egter dit wil verander, dan moet ek weet wat ek moet doen. Om meer kliënte te hê, moet ek meer leidrade hê, en ek moet dit beter omskakel in kliënte. Dan eers sal ek ander kliënte hê. En as ek weet hoeveel kliënte ek het, dan kan ek eers meet hoe verkeer ek met hulle besigheid doen, teen watter gemiddelde waarde. Dan eers het ek my inkomste vlak op my inkomste verbeter. Wat 'n gevolg is van daai veranderlikes. En as ek dit weet, en dan moet ek my margebepaling ken, sodat ek my winsgewendheid kan verander. So, as ek daai wil verander, dan moet ek die veranderlikes impakteer wat dit veroorsaak. Kom ons kyk net na die krag daarvan. Ek wil net vinnig na die nommers kyk. As ek 'n hipotetiese geval gebruik, dat in 'n bepaalde onderneming is daar in 'n bepaalde periode van tyd 4000 leidrade. En ek is bereid en ek in staat om hulle 25% van hulle om te skakel in kliënte, dan het ek mos 1000 kliënte, reg? En as ek 2 keer in 'n periode van tyd, maand, jaar, kwartaal, doesn't matter, met hulle besigheid doen, teen 'n algemene waarde van R100, dan sal my inkomste R200,000 wees in daai periode. As my marge 25% is, ek praat nou van netto winsmarge, dan is my netto wins R50,000. Kom ons sê. Dis wat dit is. Dis die vlak van D in my formule. As ek dit wil verander en ek sê, kom ons kyk wat gebeur as ek daai veranderlikes met 10% kan vermeerder. En ek sê, my 4000 in die volgende jaar, volgende kwartaal word 4400, en ek kan dit 10% meer omskakel, meer effektief omskakel, na 27,5% toe, dan sal ek 1210 kliënte hê in die volgende periode. As ek net soveel 'n 10% verbetering kan hê in my frekwensie van transaksie doen met hulle, naamlik 2.2 keer teen 'n 10% meer waarde, dan sal ek R292,000 se omset hê. En as ek my winsgewendheid met 10% kan vermeerder na 27,5 toe, dan is my wins inderdaad R80,000 in die volgende periode. Hipoteties gesproke, is daar geen rede waarom dit kan gebeur nie. En ek sê, hoeveel het my wins, hoeveel het my omset verhoog? 46%. Hoeveel het my wins verhoog? 61%. En toe ek dit van Netbank vertel, want Netbank het 'n eis gehad teen 'n eiendomsontwikkelingsmaatskappy wat ek moes redding voordoen. Sê hulle na 18 maande vir my, goed, ons sal vir jou besigheidsplan, ons sê jou besigheidsplan aanvaar. Hier is ons die voorwaarde. Ons aanvaar jou besigheidsplan om hierdie besigheidsredding te doen. Slegs wanneer jy dit doen sonder betaling.
Ek sê, wat? You must be joking. Sê vir my, ja, dis my deal. Jy kan die business rescue doen of die besigheidsredding doen. As jy so slim is en dink jy gaan dit regkry, dan doen jy dit sonder betaling, want as dit gedoen is, dan gee ons jou geld vir jou. Sê ek van, cool. En dan kom hy aan by die huis en ek sê vir Marina, my vrou, ek sê vir haar, Jessie, ons het nou moeilikheid. Ek moet die besigheidsredding doen, op voorwaarde dat ons vir 4 jaar geen geld kry nie, maar dis hoe lank het my gaan vat. Maar as ek dit kan werk, dan kan ek kliënte vy soos julle. Maar as dit nie kan werk nie, kan ek niemand vertel, dit wat die mens doen nie. Vat my 4 jaar. Dan is 'n waglys vir eiendomme na eiendomsvervulling vandag. En Nedbank en Standard Bank en Absa gee my hulle besigheidsreddings op 'n selektiewe basis, ek kan kies wat ek wil hê. Oor hierdie redes. Want in ons literatuur het ons 72 gedokumenteerde maniere hoe om leads te vermeerder, 85 hoe om die omskakelingstermyn of die frekwensie te verhoog, 70 om die frekwensie te verhoog en 54 om die average, die gemiddelde waarde te verhoog en 68 om die marge te verbeeg. En ek sê vir my, wat moet ons dan nou doen met daai geld? Ons sê ons belê dit in stelsels. En ons sê, daai stelsels is dan die sisteme waarmee ek werk, wat ek gebruik om my maatskappy meer effektief te maak. En bestaan uit die volgende 4 goed. System technology, dit gaan oor die tegnologie wat ek gebruik. Eerste keer reg. Ek kan nie bekostig om die eerste keer dit nie reg te doen nie. Ek moet die regte nommers meet, ek moet die regte mense aanstel. Dit bring my by die laaste komponent daarvan, wat ek net vinnig hier wil deurwerk, Dionys my gaan toelaat. Gaan oor die mense en materiaal wat ek aanstel, en ek sê vir mekaar, in 2014 was daar 28 miljoen maatskappye in Amerika. Ons het nie syfers in die land daarvoor nie, ons het nie, dit bestaan nie. Maar in Amerika was 28 miljoen firmas, meer as die helfte van ons land se populasie. 96% van daai maatskappye, 96%, het 'n omset gehad van $1 miljoen of minder, met 1 tot 3 mense in diens. Hulle kom nooit verby hierdie punt nie. Ons noem dit die Valley of Death. Hierdie is die gevaarzone. Om hierdeur te kom, moet jy jou fokus verander van operasionele bestuur na leierskap toe. En daai sprong is vir die gewone bestuurder, eienaar, ondernemer te vreemd en te moeilik. Want om van hier af te beweeg soontoe, beteken ek moet 70 mense in diens hê, ek moet hulle kan bestuur en beheer. Die reëls is heeltemal anders. Nou, hier het ek vinnig net in my skripsie het ek hierdie goed genoem, maar die kern hier gaan oor customers benefit from competence and commitment based on challenge control and cooperation resulting from skillful self-management. Hier is die sleutelwoorde self-management. Ons stel mense aan vandag aan ondernemings wat nie hulle self kan bestuur nie. Daar moet jy hulle bestuur. En as ons daai ding verstaan, dan kom ons agter dat dit gaan oor A-players, A-spelers in my mark. As ons ondernemings net evalueer aan die hand van 2 veranderlikes, waardes, kultuur en prestasie. Ek sê iemand wat hoog is in die leef van my waardes en hoog in prestasie is 'n A-speler, reg? En daai A-speler sê, dis die mense waarmee ek my maatskappy kan groei, maar ek is te besig om my mense wat B-spelers is, te probeer oortuig om beter te presteer. Hulle leef wel my waardes, maar ek moet hulle kry om beter te presteer. Maar dan is daar 'n klomp mense wat B-C-spelers is. Hulle presteer wel goed, maar hulle gee nie om vir my maatskappy nie. Hulle het nie 'n saak met my maatskappy nie. Gee nie om hoe ek dit doen nie en hoe ons dinge doen nie. Maar dit doen goeie werk. Want hulle beskerm hulle eie job, hulle eie werk, hulle eie omgewing. Hulle sal nie deel met iemand nie. En dan kry jy hierdie mense wat C-spelers is. Hulle presteer laag en hulle leef die waardes laag. C-spelers. En jy is so besig om jou tyd te spandeer aan hierdie ouens. En daai ouens. Want in die tyd wat jy hier spandeer, dan gaan daai ouens weg. A-spelers gaan weg na die kompetisie toe of hulle begin hulle eie besighede. Ons noem dit die C-player trap. Is omdat ons nie reg aanstel nie. Ons stel mense aan wie se blaas ons moet vryf en wie se magies ons moet vryf. En nou wil ek nie eens oor BE praat nie. Die punt is net, ons is daar. Ons moet daarmee deel. Goed, dan sit ek kwessie van, wat is dit wat vir ons belangrik is om 'n span te bou? Leierskap, gemeenskaplike doelwitte, ons moet die reëls vir mekaar verstaan. Dis ons kultuur, ons waardes, dis nie onderhandelbaar nie. Ons moet 'n plan hê van aksie, ons moet risikoneming aanmoedig in 'n beperkte mate vir waar dit sin maak binne die konteks van die span, die hele storie op sy eie en almal inklusief daarvan maak. En ons sê vir mekaar, die regte mense
op die regte sitplekke van die bus, wat die regte dinge doen op die regte manier. Nou eers kan ek die maatskappy bou, sodat my maatskappy sonder my kan bestaan. En nou het ek waarde in my maatskappy, en ek kan nie aandag gee aan die goed wat vir my belangrik is, en ek kan 'n direksie of 'n algemene bestuurder aanstel, wat die maatskappy of maatskappye namens my bestuur. Dis hoe Richard Branson 400 maatskappye besit, en hy ran nie een van hulle nie, maar hy het 'n span mense wat hulle vir jou ran, en dis hoe ons dit gedoen het. Hierdie ou, dit ek maar vir Steve Jobs, van Apple, dit ek vir Jeff Bezos van Amazon, en Eric Schmidt en sy team van Google. Wie is daai ou? Daai was hulle besigheidsafrigter. Hy was hulle business coach. Ian Campbell het hierdie maatskappye afgerig om te bereik wat hulle vandag bereik. Die twee maatskappye in die wêreld vandag wat die hoogste kapitalisasie het, is hierdie twee maatskappye. Oor die insig wat 'n derde party vir hulle kon gegee het, omdat hy die gorillas kon sien onder hulle neuse, dis 'n ander storie. Maar as 'n punt waar ons mekaar sê, dat besigheidsafrigting, business coaching, besigheidsafrigting is 'n proses waar ons uiteindelik help om jou te bereik om 'n kontantvloei, winsgewendheid, spanwerk en tyd te genereer in jou maatskappy, sodat jy nie nodig het om te werk nie. Hier is die bewys. Hierdie maatskappy was laas jaar in 2017 gekroon. Twee van my kliënte, Alistair Young van Unlimited Events, ek weet nie of jy van julle hom ken nie, in sy span. Hy was 2016 was hy die CEO van die jaar, 2017 was hy die most innovative company in totaal in die hele land, en die best overall company. Dion Roux, wat vandag die uitstal draai uit International, was vir 3 jaar in 'n ry die entrepreneur van die jaar. Omdat hy die fundamentele beginsel wat ek vandag van gepraat het, en baie oorsigtelik met julle vinnig gedeel het, uiteindelik kon toepas in sy maatskappy. En ek sê, in 'n slotsom, waar julle gaan wees oor 12 maande, gaan of hier wees of daar, of iewers in between. Dis die proses. En dit wat ons jou hiervan vertel, leer jy nie in besigheidskool nie. Leer jy nie in CA opleiding nie. Leer is nie vir jou wanneer jy 'n PhD doen nie. Lessons of life. Dis waar ek my tyd spandeer het in te leer in 10 jaar in die woestyn. Wat niemand jou leer as jy begin met die besigheid nie. Of as jy een het vir 10 jaar alreeds of 20 jaar staan, jy leer dit nie. Ek dank julle baie dankie.